Here. Ons worship is nog nie gereed nie, hulle het nou beloof, naweek wat nou kom, sal hulle gereed wees. My sis, prys die Here, kom in, kom in. Halleluja, halleluja, prys die Here. So ek vertrou Vader God vir die week wat nou kom, gaan hulle goed oefen. Ek verstaan jy gaan deel wees van die groep, nee. Halleluja. Ek het baie getuies hier om my. Prys die Here. Christel, gaan jy saam kom oefen? Ek het gehoor Amanda gaan ook. En wie wys jy nog, Mandy? Prys die Here. En wie nog? Mike ook. Daar is sy. Halleluja. Mense, die Here kan 'n groot ding. Die Here kan 'n groot ding hier tussen ons doen. Amen. Ons net opdaag. Dis belangrik. Ons het vir 2026, soos wat die Gees van God lei, baie planne. Maar dit moet die Heilige Gees gelei wees. Veral vir die jong manne en jong dames wat ons intrek. En dan ook die manne wat gereed is om die Pakerans volgende jaar te doen, en ons wil Sondagskool hou, en ons wil baie belangrik, young adults en jeug, moet ons aandag in gee. Soos daai pragtige kindertjies, daar moet aandag in hulle gegee word. Dit is so belangrik. En as deel van die woord vandag, is dat Bybelstudie by jou huis, is so belangrik. Dis wanneer gesinne weer by mekaar sit, wat jy 'n vaste tyd maak, luister mooi, 'n vaste tyd met God in jou huis, maak, dat daar 'n anker is in jou huis, wat die bose nie kan beweeg nie. Maar as jy nie 'n vaste tyd het, en sê, dis my tyd van gebed, dis my tyd voor God, en ek gaan niks anders in hierdie tyd toelaat nie, dan maak jy die deur vir die bose oop. Ek wil weer vir julle, ek wil julle bemoedig daarmee. Selfs iemand vir jou kom kuier, dan kan jy vir hom sê, jy's welkom, maar onthou, dis my tyd met God. Ja. So, julle is sommer deel van die Bybelstudie. Ja. Of julle is deel van die gebed. Moenie die tyd met God uitstel ter wille van mense nie. Ja. Ons aanbid God, en ons het God meer nodig as ooit tevore in ons lewe. Die Here praat met my, in jaar 2026 gaan die moeilikste veranderinge, moeilikste situasies kom. As jy kinders van die Here nie gereed is nie, wie gaan die wêreld kan help? En na vandag se woord sê jy iets verstaan, maar dan moet jy dit werklik waar Heilige Gees gelei, vat en neem. En jy moet iets daarvan maak. Niemand anders gaan dit doen nie, jy moet dit doen. 'n man en 'n vrou wat in hierdie tyd die Here God nie in waarheid dien en soek nie, loop 'n gevaarlike pad in die lewe. Die wêreld loop 'n verskriklike, gevaarlike pad nou, in hierdie tyd, as ons net kyk na die boek Openbaring, van wat gaan gebeur. Want ek sien alles wat reeds gebeur het, en ek kan dit vir julle vinnig nou opnoem, so wat die Gees van God lei, maar dit is belangrik, jy gaan elke dag van jou lewe deur toetse gaan. Jy gaan nie om toetse kan loop nie. Luister mooi. En ons beleef dit reeds lankal. En ek dank God daarvoor. Jy gaan deur toetse gaan. Ons is nie gevrywaar nie. Maar die krag van God en die wysheid van God en sy teenwoordigheid in jou lewe gaan jou deur die toetse help. Amen. Prys die Here. Ja, ek wens ons kan net so stil vir 'n oomblik sit en net 'n worship song gehad het. En net so 'n bietjie verheerlik in die Here. Is daar iemand wat ons kan help? Prys die Here. Daar sy. En sit vir my mic op, want dit moet op die livestream ook opgaan. Asseblief. Prys die Here. Ek voel net, ons moet net 'n oomblik stil raak en in die heerlikheid van die Here kom. Gee net vir my mic ook, asseblief.
Man, die anders gee ek my mic gou. OK, vat my mic. Hou my mic vir hom. Daar sê. Dankie vir jou gehoorsaamheid, Boeta. Kom ons raak gou stil vir die Here. I need thee. Oh, Lord, I need thee. Every hour. Oh, I need thee. Oh, bless me now, my Savior. Lord, I come. Lord, I come to you. Kom ons sing dit saam. Baie maklik. I need thee. Oh, I need thee. Every hour, Lord, I need thee. Oh, come and bless me now, oh my Savior. Lord, I come, oh I come to thee. Oh, I need thee, oh, I need thee. Every hour, Lord, I need thee. Oh, come and bless me. Oh, bless me now. Oh, my Savior. Lord, I come. Oh, I come to thee. Oh, I need thee. Oh, I need thee. Every hour, Lord, I need thee. Oh, come and bless me now. Oh, my Savior. Lord, I come to thee. Oh, let's sing it now. I need thee. Oh, I need thee. Every hour I need thee. Bless me now, oh my Savior. Oh, I come, Lord, I come to thee. Oh, como sing it nog allemaal. I need thee. Oh, I need thee. Oh, every hour, Lord, I need thee. Bless me now, oh my Savior. Lord, I come, Lord, I come to thee. Lord, I come, I come to thee. And who
Ja, altyd sy lof sal altyd Here my mond weer. O ja, my siel sal hom beroem in die Here. Ja, en maak die Here met my goed en verheerlik sy naam. O van tempel die Here, ja, altyd prys. Sy lof sal altyd Here my mond weer. En my siel sal hom beroem in die Here. O maak die Here met my groot en verheerlik sy naam. O want die Here, ja, altyd prys. Lof sal altyd Here my mond weer. O my siel sal hom beroem, o die Here. Maak die Here met my groot en verheerlik sy naam. Maak die Here met my groot en verheerlik sy naam. Ons maak nie die naam van die Here met die goede waar ons is. Verklaar jou afhanklikheid vanmôre aan die Here. Want ons kan nie sonder hom nie. Halleluja, Here, ons het U nodig elke dag, elke oomblik, Here. I need hope, I need yes, every hour I need Thee. Bless me now, Savior. Lord, I come to Thee, come to Thee. Oh yes, I need Thee, I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Come and bless me now, my Savior. Lord, I come to Thee.
Lord, I need. Come and bless me now, my Savior. Lord, I come to thee. Dankie Here Jesus vir hierdie tyd wat ons net stil kon raak vir U. Dankie Here Jesus dat ons U liefde kan ervaar. U liefde en U teenwoordigheid nou in U salwing. En U weet ons God is teenwoordig. Dankie Jesus vir 'n man wat geman op het en gesê het, ek sal God verheerlik. En dat ons saam met hom U kon verheerlik. Dankie Here dat ons 'n verwagting kan hê vir 'n worship team wat sal opdaag en sal die beste vir U gee. Dit gaan nie oor ons nie, maar ons wil U verheerlik saam met hulle. Amen. En daarom dank ons U daarvoor. Dankie vir manne en vroue wat gaan man op in hierdie volgende tyd en kan sê, ek is hier, ek wil 'n verskil maak. Here, dankie dat U getuie sal draai vir elkeen. Ons bid oor hierdie areas, vir seëne voorspoed oor besighede. Ons bid vir guns oor die sakelei ook, eerbaarheid en eerlikheid, maar veral dat daar die Here deure vir U kinders sal oopgaan. Dat U guns in elkeen sal gee. Ons bid vir elkeen wat uitroep en sê, Here, ek het U nodig. Dat daar beantwoording sal wees van gebed en getuienisse uitkom. Dat die onmoontlike vir elkeen moontlik sal word. Vir elkeen wat uitroep vandag en sê, Here, help my. Sal nie sink nie. U steek U hand uit, Here, en hulle stap op die water in geloof, maar hulle sink nie. Vir elkeen wat uitroep vandag, Here, wat U ook kan sê vir die blindes, wat wil Jy hê my kind? Jou geloof het jou gered. Ja. Here, ook soos vir Hana, wat U gesê het, vrou, jou gebed is verhoor. Here, dat ons kan terugkom soos Hana, in 1 Samuel 2, en U kan loof daarvoor. Die wêreld moet weet, God is in beheer. Die wêreld moet weet, God is ons koning. Die wêreld moet weet, God gaan ons ver vooruit. Yes. Dankie Here. Amen, amen en amen. Amen. Prys die Here. Dankie my Boeta, tot eer van God. Ek wil vra dat almal gaan opstaan en jy sê gou vir die persoon langs jou, welkom in die huis van die Here. Want dit is belangrik, voel gou welkom, voel tuis, voel deel van 'n familie. As jy verjaar en jy het verjaar en jy het nie 'n chocolate gekry nie, dan moet jy asseblief jou naam net gee vir Marina. Marina, staan net op, dat hulle jou kan sien. Dan gee jy net jou naam, jou besonderhede vir haar, dat jy 'n chocolate kan kry. Laat, jy moet maar uitkom. Kom uit asseblief. Jy verjaar amper weer, kom gou uit. En Karel ook. Ja, hulle twee het verjaar. En dit gaan nou nie lekker wees as ek Amanda al hierdie chocolates alleen moet opeet nie. So ons deel dit met hulle. Het julle lekker verjaar? Lekker verjaar, maar het is soos 'n Lister engine wat op 3 pistons loop. Prys die Here, na hierdie diens gaan jy fire hê. Ja. Ek het daarom 2 pistons. Het jy 2 pistons? Prys die Here. So wat as jy, jy's nie meer 'n Lister dan nie? Amper 1.
amper 1, so jy's op pad om 'n luster te word. Prys die Here. Ek voel ook baie keer soos 'n luster. Ou maat, maar as hy olie van die Heilige Gees gekry het, dan doef. Ken julle hom? As jy hom, ek moet dit vir julle vertel. Luister gou. Ons gaan almal weer toets in die lewe. Maar daar was een toets wat die Here my na Amanda Baai getoets het, na 'n gemeente toe gestuur het, wat plat teen die aarde was. Hulle moes eintlik toemaak. En ons kom daar en sien, ja, daar's net 4 lidmate, die gras is so hoog om die kerk, en dalk sien dit vandag, maar prys die Here, en dit het onmoontlik gelyk, om in daai spesifieke area, siele te wen. Maar die Here sê, gaan daar na toe, terwyl ons Hermanus toe kon gaan, en 'n lekker vol gemeente kon hê, moet ons na hierdie spesifieke gemeente toe gaan. Die ergste van alles is ons bly in 'n huisie, waar die sand so dik in lê, en die plafonne is deur die bobbiane uitgeruk, maar God toets ons. Hy toets ons. Die kerk bied my R500 salaris aan. Ek sê, prys God, julle kan my al nie betaal nie, God sal my betaal. En dit sal voluit gaan. En ons begin hierdie huisie mooi skoon te maak, en voor te berei, en reg te kry, en skep die sand uit, maar in die oggende ry ek, en ek besoek soveel as moontlik mense, plase, boere, myne, delwers, ja, as nie delwers, dan is myne, en soveel as moontlik mense. Maar die Here, God is goed vir ons. Vir daai tydperk moes ons daar wees. 'n week gaan verby, ek was baie moeg, en ek lê in die bed en ek voel daar's 'n slang in die bed. En ek probeer die slang afskud, maar jy's so moeg, van die oggende wat jy voluit bedien, en die middag, dan moet jy kom huis skoon maak, en jy moet letterlik boer, om te oorleef. En in die nag draai ek om en die slang pik my, slaan my so op my voet. En ek dink, ja, dis pynlik, dit was baie seer. Dit was 'n geel slang, maar die Here beskerm my, en ek sny 'n ei deur, en ek druk die ei op hom, en ek begin bid, en sê, Here, as Paulus gelewe, dan kan ek ook lewe. Ek sal ook lewe, ek sal dit maak. Maar ek voel baie sleg, en ek het bitter baie pyn gehad, met ei en al op, want het is 180 kilos tot by die naaste dokter, Bloemfontein toe, en 180 kilos Kimberley toe. So, dit is te ver. Ons vertrou ons God. Om in geloof te staan is nie altyd maklik nie. Maar die uiteinde was dat daardie gemeente het sterk geword. Niemand het geweet die slang het my gepik nie, want anders fokus hulle op my. Hulle moet op God fokus. So my pyn is my saak. Paulus het nie geskryf in die Bybel van sy pyne nie, van sy ellende nie. Hy het die evangelie geskryf. En dis ons getuienis, die evangelie, Jesus. En dit was my 'n blessing, hoe sterk God 'n bediening in die Karoo area kon maak, wat eintlik toe moes maak, vat die Here en hy draai hom om. Amen. En hy maak hom 'n kragtige gemeente. So die getuienis hier uit is, ek wil vir jou sê, hou moed. Wanneer dit vir jou lyk, dis onmoontlik, kom God en hy draai die getuie om, en net God kan dit doen. Amen. En hy sal dit doen. Maar as die slang jou pik, moenie vrees nie. Daar's verskillende tipe slange in die lewe. Slaag jou toetse. Ons gaan deur dit gaan. Amen. Nou, hoekom ek by hierdie storie kom, ons het nie krag gehad nie, ek moes my eie krag ook vervaardig, maar daar was 'n luster, en dis waarvan hy nou praat, en in die oggende, veral in die winter, dit was so koud in daai winter, dit was, ek wil nie eers oor alles praat nie, dit was baie koud, dan moet ek hier luster start, en 'n luster, start jy deur daai slinger te draai, maar voor ons aan luster toe gaan, dan begin Amanda bid, dan begin bid ons, sê, Here, help ons net, hier luister, vandag start, ons bid vir 'n wonderwerk, want dit gaan 'n wonderwerk wees, hy start, ons moet krag kry, Here, en so is die Here God vir ons goed, en dan draai daai luister dan, doep, 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 en later, doep, 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 en later, doef, 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 en dan start hy, en dis hoe hy sê, hoe hy voel vanoggend. So ek bid, dat die luister in hom, die krag in hom, hy is ten minste eerlik vir sy familie, vandag, om so aanraak, dat hy kan sê, die Here God het my lief. Amen. Die Here God is met my. En laat God versterk jou. Hy het so 'n plan vir jou lewe, so 'n doel vir jou lewe. Jy het soveel mooi in jou. En ek weet, dat God sal met jou in jou huis gaan. Ek wil net gou getuig. Ja, ek voel in my vlees soos 'n luister, nie in my gees nie.
So ek's 'n bietjie af, ek het 'n bietjie getoer hierdie laaste week en 'n half en ek het Vrydag huis toe gekom, want my werk is van so aard dat ek in al die provinsies is, elke week of tweede week, maar en dan bring 'n ou so 'n bietjie iets van 'n ander provinsie saam, maar my gees voel ek sterk. En dis dieselfde as wat pastoor sê vanoggend. Die uitdagings is daar, maar vat hulle. Dis nie verniet nie. Ek weet nie hoe kan jy deur die uitdagings kom as jy nie oorwinning in jou het nie, en regtig, sonder God kan ons niks doen. Amen. Hy is nie 'n teleurstelling nie. Mense sal jou elke dag van jou lewe teleurstel. Ons sien dit elke dag van ons lewe. Dis die tyd nou om in God vas te hou. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Ek bid van die Here nie. Halleluja. Die Here is groot en goed. Ons moet toetse slaag in die lewe en ons gaan elke dag deur toetse gaan. Luister mooi. Jy wil dit nie hoor nie. Die volgende vers sal jy ook glad nie wil hoor nie. Jy sal eintlik sê, Here, kom ons haal hom uit die Bybel uit. Kom ons haal hom net uit my lewe uit. Maar wat skryf Jakobus? Jakobus sê in Jakobus 1 vers 4, maar die lydsaamheid moet ten volle 'n werklikheid kom, sodat jy volmaak sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. Wees geduldig in alles. Wees geduldig. Ons is baie keer baie haastig. Maar die dinge moet nou vir my gebeur. Dit moet nou draai. Ek het God nou nodig. Onthou weer eens wat die Here al vir ons gewys het gesê, Lazarus was 4 dae dood, maar steeds was dit betyds. Dan kyk ons weer na vers 2. Ag, dit loutere vreugde. Hoe kan ek loutere vreugde ag? Met ander woorde, loutere, dink 'n bietjie aan goud. Moet in hierdie geweldige hitte ingaan om gelouter te word, sodat alles wat vuil is kan uitkom. Ag, dit loutere vreugde. Met ander woorde, hoe moeiliker dit gaan, hoe meer vreugde moet ek hê. Ja. 'n Kind van God, hoe moeiliker dit gaan, hoe meer moet ek in die joy staan. Hy sê, ag, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Dit laat my dink aan 'n tannetjie, terwyl sy kanker gehad het, sy was bitter baie sieklik, en haar lewe het uitgeloop, die huurglas het uitgeloop, maar steeds was sy netjies, het sy huis skoon gehou, steeds het sy kos gemaak, asof sy vir 'n groot gesin dit moes doen, en het sê dit gaan aflewer, altyd het sy joy nagehad. Sy het nie dat kanker oor haar geskryf word nie, maar Jesus Christus. In jou omstandighede, daar waar jy nou is, in die tyd waar jy nou is, het God 'n groter plan vir jou lewe. Amen. Maar ons vind nie vreugde as ons nie in ons plan kom nie. As ons nie in die plan kom wat God eintlik vir jou het nie, dan het jy nie vreugde in jou lewe nie. En daarom is dit belangrik om by daai plan te kom wat God vir jou lewe het in hierdie spesifieke tyd. Want dis waar die tyd draai kom. En nou moet jy mooi luister, kind van God, dit gaan met baie mense moeilik en sleg en nie goed nie. En hulle het nooit joy nie, omdat hulle nooit in die plan van God kom nie. As God jou sakeman gemaak het, as God jou sakevrou gemaak het, as God jou boer gemaak het, wat God jou ook al maak vir die tyd, moet jy in sy ritme kom. En jy moet in die ritme self kom. Moenie wag dat jy eers in 'n walvis moet beland, uitgespoeg word, en dan raak jy gehoorsaam nie. Doen dit nou al. Want dis waar die draai in jou gety kom. Jy weet, die dag toe Moses opgestaan het, die oggend, staan hy op, en hy maak klaar om sy skape te laat wei daar in die berge. Sien die prentjie? Die skape vat hy na die beste deel toe. Hy ken dalk ook, hy kon ook die gedig geskryf het soos Dawid, Psalm 23. Hy lei my uit na groen weivelde toe. So vat hy sy skape, en hy soek die beste weiding vir hulle. Hy ken sy skape. Dis sy pa se skape, sy skoonpa se skape, maar hy pas dit op, hy het 'n verantwoordelikheid. En hy loop met hierdie skape tussen die berge deur. 40 jaar doen hy dit al. 40 jaar. 40 jaar staan hy op, en as hy opstaan, wat is hy? Net 'n skaapwagter.
Maar 40 jaar, voor hierdie vorige 40 jaar, was hy in 'n paleis. Het hy die beste gehad. Hy was bedien. Hy kon vir 'n tweede, derde bord kos vra van die beste. Medikasie kon hy kry. Hy het alles gehad. Hy kon, as hy mooi gesit en dink het hy die beste geleerdheid daar gekry. Beste kanse. Die beste hoop vir 'n toekoms. Maar een fout wat hy gemaak het, deur te vinnig sy lydsaamheid te verloor, wat die woord sê, ons moet aan die einde van die dae hê, sy meer, sy kwaad vir die onreg, sy woede het gemaak dat hy die Egiptenaar doodslaan. Dit moet 'n geweldige krag en 'n woede wees om iemand dood te slaan. Hy slaan hierdie ou dood. En dit maak dat hy vir 40 jaar in 'n woestyn moet gaan bly. Een verkeerde besluit vat God, en God draai dit om tot die beste in sy lewe. En hy besef dit nie. Eintlik word hy opgelei en geleer hoe om 40 jaar te oorleef in 'n woestyn, want wat hy nie weet nie is, daar wag nog 40 jaar, maar met 'n ander kudde. God kon Dawid nie gebruik het nie. Nie vir daai tydperk nie. God kon in daai tydperk nie 'n Dawid geskep het nie. Want hy sou Herodes met 'n slingervel dalk doodgegooi het. En dit is nie wat God wil hê nie. God kon nie in daardie tyd 'n Paulus opwek vir dit wat Moses moes doen nie. Want Paulus het die konings, met ander woorde, hy sal alles wou gee om Herodes en sy hele kabinet tot bekering te kry. Want dis wat hy gedoen het. God kan jou in die tyd van vandag gebruik in 'n posisie waar hy jou plaas, as jy in sy wil is, waarin jy iemand anders nie kan gebruik nie. Want dis jou tyd. Dis jou tyd. Jy het 'n destiny, jy het 'n doel. 80 jaar was Moses nie te oud nie. 16 jaar was Dawid nie te jonk nie. 19 jaar was Jeremia nie te jonk nie. God kyk nie na jou ouderdom nie. Hy kyk na jou hart. Amen. Ek sê dit vir die jong manne, vir die dames, vir die manne. God kyk na jou hart. Kry jou hart reg vir die tyd dat God jou kan gebruik. Ons gaan die moeilikste tyd van die tye in. Nie jou oupa en wat jou pa hulle gedoen het, gaan werk in hierdie tyd nie. Want God het jou uitgekies vir hierdie tyd. Dis jy wat dit gaan maak. En jy gaan dit net maak as die gees van God in jou is. Jy gaan dit net maak as jy na autoriteit begin beweeg in die salwing van die Heilige Gees vir die tyd wat kom. Want selfs 'n Daniël het hom doodgeskrik toe hy die gesig van die tyd sien waarin ek en jy vandag lewe. Daarom kan ons niks bedink, doen of lewe sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Amen. Het jy afgod in jou lewe? Dis nie die tema vandag nie. Maar baie het afgode. En baie kan nie sonder hulle afgode meer lewe nie. Luister mooi. Hoe lyk die chip in die eindtyd? En wat is die gevolg van as jy die chip, die 666 ontvang? Weet julle, ken julle dit? Is daar iemand wat van kan sê, het enige een van julle al die 666 ontvang? Is daar iemand wat hom al ontvang het? Luister mooi. Openbaring 1 sê iets baie interessant. Hy sê aan die einde van die dae sal hierdie dinge so vinnig gebeur dat die mense dit nie eens agterkom en besef nie. Almal van julle klaar die 666 ontvang. Almal wat hier sit, het dit. Jy kan nie meer koop sonder die 666 nie. Jy kan nie meer handel sonder die 666 nie. Hy praat van Openbaring 13 dat almal sal dit ontvang. Openbaring 1 sê dit sal so vinnig gebeur dat jy dit nie agterkom nie. En dit het so vinnig gebeur dat hier's baie wat nou van gesê het, nee, julle het dit nog nie. Jy het dit. Dis hoekom jy meer moet bloed pleit, meer in die wil van God kom, meer moet bid oor jou finansies, oor alles. Dis hoekom 'n Christen se finansies
absoluut deur mekaar kan raak, as jy nie hierdie goed besef en begin bid in autoriteit staan nie, sal kontrakte nie vir jou oopgaan, niks nie, want jy weet nie, jy besef nie, hoe lyk die aanslag van die bose in jou lewe nie. Daarom moet ons wakker wees in die tyd wat ons lewe. Openbaring 13, ons gaan Openbaring 13 behandel van vers 11 af. Luister mooi wat die Gees van God lei. As jy net kyk na die barcodes op die blikkies kos en die voedsel in die winkels wat jy koop, sien jy die 3 lang streepies. Dit staan vir 666. Met ander woorde, alle kosse in jou huis het al of die halal teken op, dis geoffer, met ander woorde aan die bose, of dit is gemerk met die 666. Dis die realiteit. Die boek Openbaring, wat ver voor tegnologie is, ver voor enigiets in die lewe is, waarsku ons, dis hoekom mense in die tyd Openbaring nie wil lees nie, want die bose laat jou slymer of slaap of laat glo, dis te moeilik om dit te lees, waar dit 'n maklike boek is, want dis die dinge wat in ons tyd nou gebeur. Moenie mis nie. Die boek Petrus sê 1 Petrus 3, min sal die hemel beerwe. Hoekom? Omdat mense in die stryk van die bose trap. Wil jy ewig brand, ewig in die hel wees, of wil jy nou al liewer mate van verdrukking hê, 'n mate van bietjie suffer hê, maar my geloof dra my deur, ek is vol joy en ek gaan 'n ewigheid in die hemel ingaan. Dis wat God vir jou bedoel. Amen. Hy ontmoet jou ook by 'n brandbos. Hy ontmoet jou ook en jy sê ek kan nie, en hy sê Moses jy kan. Jy sê dalk ek kan nie praat nie. Hy sê is reg, jy kan nie praat nie, maar ek sal deur jou praat. Jy sê nee, maar ek het gevlug. Ek is juist daar weg. Hulle wil my doodmaak. God sê niemand sal in jou vat nie. Dis tyd dat ons opstaan en besef die woord van God is so suiwer en waar. Dit praat met ons en dit praat in diepte met ons in waarheid. Maar ons lewe, baie nevermind lewe, en ons stel dinge uit wat eintlik belangrik is, en ons besef nie, hierdie goed is so belangrik, dis hoekom ons moet Bybelstudie hou in die huis, dis hoekom ons moet praat met ons kinders, en ons moet ons kinders leer, want die kinders gaan nie doen wat jy vir hulle sê nie, hulle gaan doen wat jy doen, hulle gaan lewe as wat jy lewe, hulle gaan geloof in God hê, omdat hulle jou geloof sien, maar die oomblik, kind van God, wat ek hier passief raak, het is 'n passiewe huis en passiewe geloof. Jou ID het klaar die 666 op. Jou bestuurslisensie het klaar die 666 op. Jou enige dokument wat vandag die barcodes op het klaar die 666 op. Want geen rekenaarsisteem of selfoon kan self sonder die kode werk nie. Wat sê die woord? Die woord sê aan die einde van die dag sal die volgende dinge gebeur. Hy sê die Efraat sal opdroog. Hy verduidelik dit vir ons. Jesus sê dit vir ons. Hy verduidelik, het die Efraat al opgedroog? Ja, hy het opgedroog. Ons sien dat hy's 'n basiese loopie waar dit 'n massiewe rivier was. Hy sê aan die einde van die dag sal, en hy sê aasvoëls, hy sê nie roofvoëls nie, aasvoëls. Kyk, selfs 'n kraai is 'n tipe aasvoël. Aasvoëls sal verdriedubbel. Hulle sal meer raak aan die einde van die dag. Hoekom? Want hy verduidelik, gaan 'n tyd kom wat die mens weggeruk word en oral sal die lyke lê en hulle moet lewe daarvan. Gebeur dit? Ja. Jaar 2000 het 'n aasvoël gemiddeld nog van 1 tot dalk 2 eiers gelê. Dis nou is daar statistieke wat bewys dat hulle tot 3 eiers nou lê. En ons sien hoe hulle vermeerder. Ons sien hoe kraaie langs die Karoo paaie waar niks is nie, vermeerder. So die woord is waar. Ons sien dat die stad Petra herbou is, waarvan die woord praat van die Jode wat na die berge toe sal vlug. 'n Stad waar niemand bly nie. Ek weet nie of jy nou daar was in Petra, maar die stad Petra is herbou. Die hele boek Openbaring is in die fondasie gesit van die stad Petra deur Billy Graham en sy spanne. Prys die Here. Dit het gebeur, dit staan in die Bybel. Ons sien dat die skrif, die woord wat praat van 400 miljoen voetsoldate wat aan die einde van die dag opstaan en dan gee die landsvla, alles mooi netjies vir jou ook in die boek Openbaring, het dit al aangekondig in die jaar 2004. Alles kom in vervulling. Die stad van die Midde-Ooste, die pad
Waar het hulle geweet van 'n teerpad in daai tyd, in die boek Openbaring 2000 jaar terug, wat van die Midde-Ooste af na die Ooste toe moet gebou word, is klaar gebou. Weet ons mense hierdie goed? Nee, want ons hou nie Bybelstudie nie. Ons verdiep nie met God nie. Ons hou nie by die tyd nie. Ons kom nie in die ritme van ons God nie, maar ons het God nodig. Ons het God vir pattygoed nodig. Ons het God vir oorlewing die hele tyd nodig. Ons het God nodig vir, ek wil net die einde van die maand uitkom. Ek het God nodig vir 'n man of 'n vrou in my lewe. Ek het God net nodig. Ons het God kern nodig vir 'n totale lewe. Kom in sy ritme. Ons land lyk soos wat hy lyk, omdat die Here nie meer in alles is nie. Toe die Here God in alles was, in elke sisteem, en al was dit hoe tradisioneel, maar dit was geopen met gebed, het dit goed met ons land gegaan. Dit het met Amerika fantasties gegaan, toe hulle Jesus Christus in alles gehad het. Kyk oor die lande, oor die wêreld, as jy Jesus nie meer daar kry nie, dan kry jy chaos, dan kry jy die duiwel, dan kry jy boosheid. Dan wat sê die woord? Openbaring 13, en ek wil hê jy moet ag neem, en jy moet luister, dis dalk die laaste preek wat jy daarvan hoor, soos wat die Gees van God lei. Kyk ek nou Openbaring 13, en ek sien die volgende, vanaf vers 11 af, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien kom. Nou, hoekom praat hy van 'n dier? Ek wil dit gou vir jou verduidelik. Hy sê hier, uit die aarde uit, het hy 'n ander dier sien kom. Ons mense vat dit baie kere in die lewe, en ons vergelyk dit vir ons wat boeke skryf, vir ons wat mense sê. En dit is presies wat die bose wil hê. Gaan en kyk wat sê die Bybel. Doen wat die Bybel vir jou sê. Hierdie goed maak my opgewonde. Asseblief, volg, luister. Hy praat in die Bybel van voëls wat vlieg met harnaste. Want Johannes het nie hierdie tyd verstaan nie. Hy het 2000 jaar terug gelewe. Johannes het visioene gesien van goed, en hier vlieg hierdie geweldige voëls, en hulle het ysterharnasse. Dis verskriklike goed hierdie. Ek en jy praat vandag van vliegtuie. Hy praat van skorpioene, dan is dit tanks, en dis missiele, en dis kanonne wat beweeg. Hy sien hierdie verskriklike goed, maar dis 'n angel wat in hierdie ding moet wees, en hy sê hierdie goed pynig jou, dit maak jou seer. Maar hy kan nie sê, dis 'n tank nie. Ek en jy moet besef, die woord praat hier van 'n tank. En dis presies, op elke gebied wat hy 'n dier gebruik, dan praat hy van die bose. Want dit is al wat hy kon sien in dit. Hy praat hier en hy sê, daar's 'n dier, hoor mooi, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien kom. Daar was 'n vorige dier ook, maar die het uit die see uitgekom. Nou moet jy die profetiese woord verstaan, see is siele. Met ander woorde, uit siele uit het boosheid gekom. Dit was die eerste dier. Dis wat hy sê. En dit is regerings. Was daar bose regerings? Verskriklik, ja. Erg voor ons tyd. Vreeslike regerings wat opgestaan het en mense, Christene eenvoudig vervolg het. En wat die liggaam was van die anti-Kris en wat in werklikheid sekere ordes gestig het wat tot vandag toe dink hulle het nog mag, maar hulle is in die hande van God, hulle besef dit nie. Die wêreldorde, die wêreldstelsels, en wat hy hiervan praat van die eerste dier is 'n politieke mag wat opgestaan het, want dis mense, dit kom uit die see uit. Maar die tweede een sê kom uit die aarde uit. Dis iets anders. Dit kom uit die grond uit. Wat kom uit die grond uit? Minerale. Dis oor minerale wat lande oorlog maak. Minerale waarvoor mense mekaar doodmaak vir geld. Vir die besit van minerale. Dis waarvan hy praat. Luister mooi. En hy het 2 horings gehad, met ander woorde, wat is dit? Hy lyk soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. So dis iets wat vir jou mak lyk en goed lyk. En ons wil tog almal 'n ou lammetjie hê. Het julle 'n lammetjie by julle? Het julle al 'n diertjie by julle? Almal het hom. En een kan sonder hom klaarkom nie. Dis wat erg is. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë en maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid. Met ander woorde, die eerste dier het herstel. Die ou regerings van boosheid het herstel.
Ons sien dat die ooste en die weste beklei baie, en hulle praat baie van die draak praat hy van die duiwel, en ons sien, hulle het herstel, hulle is weer met hulle magte besig, en hulle doen ook groot tekens, sodat selfs vuur uit die hemel kom, siele en al die goed, dit is wat Johannes hier gesien het, en hy verlei die bewoners van die aarde, hierdie tweede dier, wat uit die aarde uitkom, verlei die mense, die tekens wat hom gee is, met ander woorde, weer eens kind van God, moet ons sien, dat hy gee aan die mens wat die mens wil hê. En wat is dit? Tegnologie. Uit grondstowwe uit het die televisie begin praat eers in 'n huis. In die televisie het die kinders begin opvoed, nie meer die ouers nie. Want die ouers het nie meer tyd nie. Ja. En na die televisiese tyd verby is, toe raak het rekenaars, en na rekenaars, selfone, en nou is dit nog beter rekenaars weer. En nou is dit AI. Dis wat die woord hier vir ons baie duidelik sê. Tweede dier, kom uit grondstof uit, kom uit die aarde uit. Wie sê het die tweede dier gemaak? Hy sê die mens. En hy sê hier, die mens gee aan hierdie tweede dier 'n gees, sodat hy kan praat. Kan AI met jou praat? Kan jou selfoon met jou praat? Kan jou rekenaar met jou praat? En dis so algemeen. Dis vir ons normaal. Ons aanvaar dit. Die woord waarsku teen dit. Die woord sê, moenie dat hierdie goed jou lewe oorneem nie. Google kan jy enigiets invoer, hy gaan vir jou sê wat jy wil weet. En dit waarmee jy saamstem, gaan hy ook met jou saamstem. Hy gaan vir jou sê, Christendom is sleg, en vir die ou wat dit wil hoor, en die ou wat dit nie wil hoor, sal hy sê, Christendom is die beste geloof om in te staan, en hy praat uit twee monde, en dis wat die woord hier sê, en dis wat AI vandag ook doen, en die mens hang dit aan. In die week praat ek met iemand oor die chip, en hy sê van, dis wonderlik, want weet jy, die chip gaan maak, dat niemand ons meer kan beroof nie, en wie vinnig kan dit dan gebeur? Wie wat het die chip op? Die chip gaan totaal jou hele lewe op hê, kind van God. Die chip wat in jou liggaam, op jou regterhand geplant word, hoekom op die voorhoof ook? As jy nie 'n regterhand het nie, kom hy tot in die voorhoof. Sataniste, die wat sataniste ken, wat die katbeentjie gebruik, hulle werk op dieselfde prinsip, en hy loop steek vas in die regterhand, probeer hom opereer, dan sterf jy ou, want hy bly gly weg, hulle kry hom nie uit nie. Praat maar met die mense wat kennis het, oor hierdie goed, dis feite, die chip werk dieselfde. Is ons gereed om te kan sê, ek kan sonder geld oorleef, want geld het mag geraak. En dit is die bron wat die dier gebruik. Jy werk vir geld. Jy lewe later net vir geld. Jy doen alles net om geld. Waar God jou bron moet wees. God jou voorsiener moet wees. Waar jy so afhanklik van God moet wees, dat dit wat in die wêreld gebeur, jou nie meer manipuleer nie. Maar die wêreldsisteem het ons in 'n ding ingedruk, waar ons nie meer kan uitkom nie. En daardie pad is reguit op pad hel toe. Kom uit om uit. Kom uit om uitstaande geloof, wees eerbaar, werk eerbaar met alles in die lewe. Geld is net 'n bron, geld is nie jou God nie. Geld moet nie jou geluk en jou vreugde bepaal nie. Jesus moet. Amen. Die mooi in jou moet altyd kan uitstaan, al het jy niks nie, het jy 'n rykdom binne in jou, want 1 Petrus verduidelik vir ons iets mooi. Petrus sê vir ons, hy sê, dis 'n rykdom, dis selfs ryker as goud binne in my en jou. Die wêreld smag na goud, maar ons het iets dierder as goud in ons. Ons het Jesus in ons. Openbaring 13 verduidelik vir ons verder, hy sê, dat klein en groot gaan hierdie chip moet ontvang, sodat, vers 17, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk, of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. En luister wat sê vers 18, hier kom wysheid te pas, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van die mens. En dan besluit die Here, die mens gaan nie as jy boek Openbaring behoorlik lees nie, kom ek gee sommer vir hom die getal, en hy sê, sy getal is 666. Dan gaan jy aan, as jy Openbaring 14 kyk, dan sê, die wat het ontvang het, gaan hel toe. Dis wat daar staan. Ja.
Ons gaan in 'n tyd ingaan, wat is rybewyse, ons ID's alles op jou foon gaan wees. En dis fantasties. Briljant, dis maklik. So, nou pas ek my dier nog meer op, want my dier praat ek mee, hy praat met my, as ek nie iets weet nie, vra kom, as ek iewers heen op pad is, dan sal hy van jou rigting aandui, so dui my rigting in lewe ook aan, en so is my bank ook sommer op my dagboek, en my alles is mooi netjies by die dier. En intussen is die hoofkwartier van die dier, ek weet nie of dit nog so is nie, ek bestudeer dit nie meer nie, ek het 2004 opgehou daarmee, in Brazil, waar die oomblik toe jy selfoonrekening uitgeneem het, het hulle al jou detail getrek, en sit hulle met alles tot jou beweging, tot jou spraak, tot jou karakter, tot jou geskiedenis. Maak het saak? Ja, dit maak saak. Want ons is kinders van God. Ons is afhanklik van God. Nie van hierdie wêreld nie. Ons is so diep in hierdie sisteme in, dat ons dit nie eens besef nie. Vergeet jou Bybel, want hy is mos op jou selfoon. Maar as jy jou selfoon vergeet, draai jy om. Want die dier moet aanbid word. Ek kan nie sonder hom nie. Party speel ons speletjies ook op hom. Party doen nog hulle sonde ook op hom. Ons by 'n plek wat ons keuses moet maak en besluit, is dit net 'n instrument wat ek gebruik en hy sal my nie beheer nie. Geld, as ek dit nie het nie, bid jy dit af. En jy bring jou kant en jy doen wat jy moet doen. God sal die beste voorsien. Ons leef in 'n tyd wat ons moet weet wat om ons aangaan, wat gebeur. Mense, ek wil nie vanoggend kom om jou bang te praat nie. Ek wil jou oë oopmaak vir die waarheid. Openbaring 13 verduidelik dit. Maar ons kan in die slaap gevang word, dan is dit te laat. Fokus op God met alles. Fokus op God en kry jou joy terug. Dit is verskriklik, ek staan in 'n winkelsentrum in George, en ek sien 'n stapie mense verby, en die Heilige Gees sê vir my, kyk 'n bietjie, hou die mense net dop, en ek kyk, daar is nie een met 'n glimlag nie. Daar is nie een wat ander een mee groet nie. Almal het hierdie stroefheid, en is iewers heen op pad. Hoekom? Want die lewe het jou ingesluk. Die lewe het die walvis geraak, wat jou die diepsee wil invat. Kom uit. Kom by die plek waar God jou kan aanwend. Wanneer jy die meeste probleme het, moet jy die meeste joy in jou hê. Jy moet vrolik wees, jy moet opgewonde wees. Hoekom? Want jy het God in jou lewe, jy het 'n rykdom in jou. Die wêreld kan dit nie koop nie, maar God besit my. Amen. En as God my besit, sal hy kyk ook na my. Al moes ek 40 jaar gaan leer in 'n woestyn, gaan hy my 40 jaar weer aanwend. Amen. Daar's nie 'n einde as God nie daai streep getrek het nie. Ek wil jou bemoedig met die waarheid. En ek wil vir jou vra, moenie opgee in die lewe nie. Moenie dat hierdie wêreld jou verder insluk nie. Bly tot jou foon onder die bloed van Jesus in. Tot jou foon wat jy gebruik, dank jy God voor. En jy verklaar, jy sal my lewe nie beheer nie. Jy sal my nie beheer nie. Ek sal jou beheer. Want jy kom uit die grond uit. Wat in hierdie grond is, het God aan my gegee. Nie wat in die grond is, kind van God, is jy aan oorgegee nie. Die dier het mag gekry. Is baie interessant. Hulle voer vir AI in. Wie en wat is die grootste vyand van die mensdom? Van die aarde, nie mensdom nie. Van die aarde. Wie wat sê? Die mensdom. Wie raak dan die vyand op die einde van die mensdom? Die dier, AI. Maar die mens is afhanklik van hom. Want ons het vergeet, God het vir jou brein gegee, wat die kapasiteit het, om jou denke selfs by die maan verby te plaas. Jou vermoëns, jou kapasiteit hier, het God gegee, om nuwe dinge te bedink, 'n lewe te lei van oorwinning, 'n oorwinnaar wat jy is.
Jy's nie 'n slaaf van hierdie wêreld nie. Staan op in die autoriteit. Vertrou God nog meer as ooit tevore. Leef hom uit. Wys jou geloof in die wêreld. Kom weer in die joy. Bid vir mense. Bid vir siele. Wees weer vriendelik. Wees weer vrolik. Wees weer gasvry. Kind van God, ons het 'n vol lewe wat ons kan leef. En daardeur kan ons God verheerlik. Moenie dat hierdie goed jou begin vasvang. Dit is baie interessant, ek het gedink, en ek praat nou onder korreksie, dat die woord zombie in die Engelse Bybel voorkom in Revelations, maar ek sien hy kom nie daar voor nie. Maar die woord zombie, sien ek kom uit 'n tipe geloof uit van, almal was dood, nou lewe hulle. En dit is presies waarmee die bose besig is. Om ons dood te maak, en ons te beheer in sy lewe. Ek glo dat jou lewe sal omdraai. Hier sal manne en vroue opstaan met autoriteit. Jy het gedink, daar is nie meer geleenthede nie. God is jou geleentheid. Jy sal manne en vroue opstaan en die Here sal jou kragte gebruik en hy sal jou seën. Ek staan in geloof. Ek vertrou God vir dit. Ek sien die wonderwerke. Ek sien hoe die hand van God beweeg. Maar vandag is jy gewaarsku, die dag as jy die chip moet ontvang jy hom nie. Jy ontvang hom nie. Jy het seggenskap oor hom. Moenie luister na die fake op media platforms nie. Van deur COVID en deur dit en deur dat het mense die chip gekry nie. Mense, daar's baie bespiegelinge. Die Here sal vir jou wys wanneer jy moet nee sê. En jy doen dit. Lewe die lewe voluit in Jesus. Lewe die lewe in oorwinning in Jesus. Lewe 'n lewe sodat ander na jou kan kyk en sê, ek wil ook soos jy lewe. Ek wil ook soos jy die pad stap. Toe dit gelyk het of jy ondergaan, toe draai die gety, wat het gebeur in jou lewe? En jy kan sê, ek het God in my lewe. Die rykdomme hier verheilig vir niks nie. Nie vir geld nie. Geld wat jou laat worry, beteken dit lê hier binne. Alles wat jou laat worry, lê hier binne. Dit moet buite jou wees. Net Jesus, die oorwinning, is hier, sodat dit wat daar buite is, oorwin kan word. Amen. Ek kan baie vir jou oor die boek Openbaring en nog baie sê, as wat die Here my geleer het al, oor Openbaring 13. Maar ek dink wat belangrik is, wat jy moet weet, is besef, hoe ver trek is al in die woord. Die woord begin met Adam en Eva. Genesis 1 begin met die mens wat God gemaak het. Het God in Genesis 1 die mens gemaak? Ja. God het in Genesis 1, luister mooi, in teoloog gaan verskil, in boeke gaan verskil, maar dis wat in die Bybel staan. Hy het in Genesis 1 manne en vroue gemaak, die mens, manne en vroue. Dink net 'n bietjie toe, in Genesis 2, toe maak hy die paradys, Genesis 1 die aarde, en hy sê die aarde en alles op die aarde. Ons is anders geleer in die sondagskool, en ons het dit ons fondasie gemaak. Maar wat sê die Bybel? Bybel sê, Genesis 1, is die aarde geskape, en mense op die aarde. Dis wat in Genesis 1 staan. Genesis 2 sê, en God het die paradys gemaak, en Adam gemaak, en Eva gemaak. Want waar het Adam se kinders, en Eva se kinders gekry toe hulle op die aarde uit, of vrouens gekry toe hulle op die aarde uitgeskop was, want daar was stede. Daar was nie ander vrou betrokke nie. Daar kon nie manne en vroue wees nie. Daar was stede met manne en vroue in. Dis waar hulle vrouens gekry het. Want Genesis 1 sê die volgende. God het die aarde gemaak. Genesis 2, die paradys. Gaan lees dit. Gaan lees jou Bybel. Die duiwel wil hê, jy moet anders glo. Die duiwel wil hê, jy moet kan glo. 'n broer en 'n suster mag vandag trou. Die duiwel wil hê, jy moet nie meer aan die huwelik glo nie.
En dit is hoekom ons al hierdie leringe vat en ons glo dit. Maar wat sê die Bybel? Doen wat in die Bybel staan. Dis die woorde van God. Lewe die woorde van God in waarheid uit. Nie 'n ander evangelie nie. Hierdie is die 33 vertaling wat ek nou vir jou vertel. Dis wat hier staan. Daar is iets anders wat hier staan nie. Ek wil nie net 'n uitnodiging maak nie. Ek wil hê, as iemand vra het nou, oor Openbaring 13, oor die chip. Jy het dalk 'n vraag in jou hart. Praat met my. Jy kan die vraag vra, ander kan leer daaruit. Wat is die mooi woord wat hulle noem met ons volgende lisensies en ID's? Hulle het so 'n mooi woord wat hulle noem. Digitale ID's. Digitale lisensies. Dis nog tot by jou foon. Maar van jou foon af is dit in jou liggaam. Die Amerikaanse soldate, en ek het dit genaslaan, word al ingeoefen, sekere hoeveelheid van hulle, met die chip, om hulle breinkrag te verskerp, te versterk, sê hulle, en om hulle te monitor. Ek sê maar net, hoe ver trek dit. Swede, is daar sekere bejaardes wat glad nie meer by plekke kan kom of hulle pensioen kry. Dit hoor ek het nie bevestiging nie, as hulle nie chip het nie. Maar ek weet, daar is bevestiging, dat die chip tot in Suid-Afrika al getoets is. So, enige vraag? Ons moet die evangelie uitdra in lewe. Redding is belangrik van siele, maar om vast te staan in die Here, en nie slaap gevang te word nie, is belangrik. Is daar enige vraag? Niemand nie. Het julle gerustheid in julle harte? Kom ek spreek die woord uit oor almal. Die evangelie van Christus. Here, ek kom nou in Jesus naam. Ek spreek lewe oor elkeen uit, Here. Ek spreek die guns oor elkeen uit. Ek spreek uit 'n woord van oorwinning vir elkeen. Nie net in elkeen se leefwyse nie. Maar hier's Dawid, Here, wat partykeer die werk wil doen van 'n Paulus. En hier's Paulus wat partykeer die werk van 'n Dawid wil doen. En dan is hier partykeer 'n Jona wat weghardloop. En dan is hier partykeer, Here, 'n Job wat op aashoop gaan sit. Maar dit het tyd geword vir kinders van God om op te staan en 'n verskil te maak. Amen. Hulle posisie in te neem en nie meer te vrees en bang te wees nie. Hulle posisie in te neem en op te staan as 'n ware kind van God. Here, dat elkeen kan opstaan en kan sê, U het my geroep vir my huis as 'n koning, 'n priester, 'n profeet. Elke man en vrou het 'n posisie en dat hulle kan opstaan in dit. Waar manne nie meer in die posisie in hulle huise is nie, seën die vrouens mildelik. Here, want daar sê U in Jesaja 54, U is hulle man, seën hulle, kyk na hulle. Mag elkeen nuwe moed vat, nuwe krag, 'n nuwe autoriteit beweeg. Ek eer die Here, dat nie een van ons sal moedeloos raak en opgee nie. Maar ons sal in oorwinning staan, want ons God is met ons. Ek spreek die seën, nummer 6 seën, ook oor elkeen nou uit. Vreugde, guns en voorspoed ook, maar oor elkeen die salwing, die diep salwing. In Jesus naam, amen, amen en amen. Ek wil vra, as daar enige iemand vir wie ek nou kan bid, as ek vir jou hande kan oplê, jou salwing kan bid, is daar enige iemand, en jy kan die vrymoedigheid vat. Ons is 'n familie, ons is lief vir die Here, ons is lief vir mekaar. Draai net na iemand te sê net, ons is lief vir mekaar, en bedoel dit opreg. Nie na jou vrou toe nie, nie na jou man toe nie,
Na enigiemand anders. Amen. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Mense, dit het tyd geword dat ons gasvry raak, opreg raak. Dis interessant hoe Jesus sê aan die einde van die dae moet ons gasvry wees, want hy het geweet daar gaan 'n tyd kom wat die lewe liefdeloos raak. Ons moet opreg daar wees vir mekaar. As iemand jou vertrou, wees vertroubaar. Die Here God het Job geseën toe hy vir sy vriende begin bid. Nie vir homself nie, vir sy vriende. Kom ons bid vir mekaar. Amen. Vat vandag nuwe moed. Op julle versoek het ek vandag so die Heilige Gees lei oor die chip gepraat. Volgende week gaan ons dieper wees wat die Gees van God lei. Dalk 'n genesingsdiens, ek weet nie. Maar die Gees van God sal lei. Amen. Prys die Here.